Welkom by hierdie voorlesing van Sterre is vir altyd, die eerste in die reeks oor die Barnard meisies. Geskryf en voorgelees deur Sofia Kap, uitgegee deur Boekdiva Uitgewers. Hoofstuk 3. Max lig sy arm en strek sy regterhand se vingers om die lewe daarin te probeer terugkry, al weet hy na 'n hele paar probeerslae, dis te vergeefs. Hy sal sy hele bolyf moet beweeg, self dalk 'n bietjie moet opstaan net om gevoel in al sy ledemate terug te kry. Maar hy weet as hy dit doen, gaan hy die meisie wakker maak wat teen sy bors lê en slaap, en dit wil hy nie hê nie. Dan nou maar liewer met die speldeprikke in sy vingers opgeskeep sit. Sonder dat hy enige verligting gekry het, laat sak hy sy hand weer op haar skraal skouers. Hy is nie seker waarom hy so onwillig is om haar te steur nie. Nog minder waarom hy, kort nadat hulle opgestyg het en die whisky ingeskop het, haar teen hom vasgetrek het, sodat sy soos 'n moe kykie teen hom kon opkrul, om die spanning en oordaad van die dag uit haar gestel te slaap. Dis nie sy styl nie, nie eers naastenby nie. Hy is nie 'n drukkie, swinkie, vashou mens nie. Hy's nie eers 'n mens nie. Die vriende wat hy naby hom vertrou en wie se geselskap hy net homself kan wees, kan hy op 2 vingers tel. Dis mense wat hy al van universiteitsdae af ken en saam met wie hy die spreekwoordelike sak sout opgeëet het. En nie eers hulle weet alles van hom af nie. Fisieke kontak beperk hy tot 'n minimum en van 'n vrou net vir seks. Hy verkies sy metgeselle lank, elegant en gesofistikeerd. Vroue wat die reëls van die spel ken en die telbord kan lees. Hulle hang nie aan hom nie fisiek of emosioneel nie, plak nie in sy huis nie en respekteer sy grense en sy privaatheid, of hulle kan hulle ontwerpers handsakkies vat en vertrek. Sy behoefte aan privaatheid was trouwens 'n groot rede vir sy irritasie toe hy op die lughawe aangekom het. Met Bridget se ongevraagde inmenging in sy reisreëlings het hy hier agter in ekonomiese klas beland, waar 'n mens so op mekaar sit dat dit moontlik is om per ongeluk jou buurman se kos te eet sonder dat jy dit agterkom. Of dat 'n enkele glas whisky jou buurvrou so uitklink dat sy op jou aan die slaap raak nog voor die vliegtuig se wiele die aanloopbaan verlaat het. Hy kyk af na die meisie wat teen hom genessel lê, haar hand onder haar kin ingevou soos 'n jong kind. Sy is nie sy styl nie. Dis nie net die voorkoms en die ongetemperde emosie nie, hoewel dit al genoeg is om hom te laat terugtrek. Dis veral die wit en die Afrikaans, wat mens nie kan miskyk nie, en wat hy uit dure ondervinding geleer het om te vermy. Nie dat hy iets teen een van die twee het nie, hy is beslot van rekening self halfpad wit en halfpad Afrikaans, en hy is grootgemaak met 2 onwrikbare beginsels: dat elke mens op eie meriete beoordeel word en dat enige soort vooroordeel sonde is. Maar na die hoeveelste verhouding op skool en universiteit, waar hy of iemand se dirty little secret of 'n Esther W se trofee was, het hy besluit daai kool is die sous nie werd nie. Hy versit sy lyf effe, sodat sy nog sekuurder in die kromming van sy arm inpas. As beloning daarvoor kry hy 'n genoeglike sug en 'n sagte, vredige glimlag. Diep in hom, ten spyte van alles en op 'n plek wat hy nie eers geweet het bestaan nie, voel hy 'n roering. Dis dieselfde roering wat hy gevoel het toe hy haar die eerste keer in die vertreksaal gewaar het, met haar warm bruin oë donker van kommer en ontsteltenis, en toe hy met sy aankondiging oor die venstersitplek dieselfde bruin oë vol trane sien skiet het. Wat dit presies is, weet hy nie, maar dis iets wat hom nou sy arm om haar skouers laat verstyf. Dis vir hom vreemd om dit te ervaar, hierdie drang om te beskerm, veral teenoor iemand wat hy glad nie eers ken nie. Hy voel gewoon nie so oor meisies nie, en die enigste vrou wat hy nog ooit wou beskerm of verdedig, was sy ma, dis sy nog geleef het. Dit moes nie so gebeur het nie. Hy moes nie hier gesit het met haar in sy arms nie, hy moes nie vir haar whisky gevoer het, net sodat hy nie langer daardie verwese uitdrukking in haar oë hoef te sien, omdat sy deur 'n niks werd in die steek gelaat is nie. Hy moes nie hierdie roering vir haar gevoel het nie, maar so onverwags en ongevraagd as wat dit is, hy kan nie vir homself lieg daaroor nie. Sy roer hom. Die oomblik toe hy by die hek opgedaag het, self ontwrig en moedig oor die deurmekaarspel waarin hy hom bevind het, het hy haar tussen die wagtende passasiers opgemerk. Dis nie dat sy op enige manier opvallend was nie. Haar ontsteltenis was duidelik, ja, en al het sy in die verste hoek van die wagarea gaan wegkruip terwyl sy die situasie probeer beredder het,
is sy so deursigtig dat 'n mens elke ding wat sy voel op haar gesig kan lees. Maar dit was meer as net die emosie wat sy aandag getrek het. Dit was iets aan haar, 'n sagte soort weerloosheid, 'n naakte en ongekunstelde eerlikheid wat hom oor en oor laat kyk het of sy nou al kalmer is. Sy was so blootgestel, so uitgelewer aan die situasie en aan haar eie reaksie daarop, dat hy vir die eerste keer in baie jare wou uitreik en iemand troos. Hy wou haar teen hom vastrek, bewende hande en haar toevou teen die teleurstelling wat hy voor sy siel gebeet het op haar wag. Bovenal wou hy die bliksem wat haar so koelbloedig bedonder het aan die nek beet kry en sy tande vir hom losskud. Al was dit in sy eie belang dat die wetter nie opdaag nie, sodat hy die sitplek kon kry, het hy sy hart voel ineenkrimp oor haar seer. Dit was 'n bittervreemde gewaarwording. Hy het nie eers geweet hy het meer 'n hart nie, laat staan nog een wat kan ineenkrimp, en dit oor 'n wildvreemde meisie se ontsteltenis. Gewoonlik maak hy 'n punt daarvan om nie deur ander se ontsteltenis geraak te word nie. Emosie maak 'n mens weerloos, het hy geleer, en as jy weerloos is jy prooi. Sodra jy iets vir iemand voel, kan hulle jou manipuleer. Die oomblik as jy 'n behoefte aan 'n ander mens het, is jy aan hulle uitgelewer. Dit was 'n bitterduur les, en dis die een ding wat sedertdien alle interaksie wat hy met mense het, bepaal. Dis klaarblyklik 'n les wat die meisie in sy arms nog nie geleer het nie. Wat 'n beskermde bestaan moes sy nie gehad het, dat sy nou nog nie geleer het om haarself teen die lewe se aanslae te pantser nie. Dis nie asof sy 'n kind is nie. Toe hy haar aanvanklik gewaar het sy gelyk na 'n platsak student op haar eerste oorsese reis. Lospassende jeans, uitgewaste T-hemp, die dik boshare weggebind in 'n ongeërgde poniestert. Sy dra geen gremering of juwele nie en die naels is sonder lak. In plaas van duur parfuum is hy bewus van 'n seep- en watergeur wat hom laat dink aan 'n lentetuin, eerder as 'n slaapkamer en passie. Dis amper asof sy doelbewus haar vroulikheid probeer verdoesel. As dit haar oogmerk was, het dit nie gewerk nie. Nie eers 'n gooiingsak sou die pikante kurwes van die ryp vroulike lyf kon wegsteek nie. En die perfekte boog van die wenkbroue bo kan die sprekende oë, die delikate beenstruktuur onder die ligte vel, die soepel hande, die ryp mond, soet en rooi, wat 'n man laat dink aan soelnagte en verkwikking, het geen gremering of versiering nodig nie. Sy is ongekunsteld, ja, en miskien selfs naïef, maar sy is volledig en volwaardig vrou. En daar is iets aan haar, iets meer as net fisieke aantreklikheid, wat hom hier doodstil in sy sitplek hou, terwyl sy slaap. Nee, sy is nie beeldskoon nie, nee, sy is nie lank en elegant en gesofistikeerd nie. Wat sy is skaarser en kosbaarder. Sy is lieflik. Max versit sy bolyf nog 'n keer en druk die verspotte klein kussentjie wat die lugredery vir ekonomiese klas passasiers aanbied, agter sy kop in 'n futiele poging om homself gemakliker te maak. Slaap sal hy nie kan nie in hierdie beknopte ruimte nie, en nie met die spanning en afwagting oor die dag wat voorlê nie. Maar hy kan aan hierdie meisie beskutting en geborgenheid bied en 'n skuilte in die storm, al is dit dan net vir 'n paar uur van die nag, en hom verlustig in die suiwer en onverdunde vreugde wat dit hom verskaf. Indien jy die volledige Sterre is vir altyd op YouTube wil volg, teken in op my kanaal. Dit doen jy deur op subscribe onder die video te klik. As jy op die klokkie klik, laat YouTube jou weet wanneer ek die volgende hoofstuk laai. Indien jy eerder die papierboek wil hê, kan jy dit bestel by Graffiti Boeke. Ek plaas die skakel in die beskrywingsboks hieronder.